kinders, julle wonder dalk baie keer hoekom word 'n mens gedoop. Nou, as jy nie gedoop word nie, is dit nie 'n massiewe issue nie. Dis nie 'n major issue nie. Maar dit is 'n ongelooflike groot oomblik as jy gedoop word. Want die Here sê ook vir ons in die doop, dat ek reik eers uit na jou toe. So, klein Milaatjie staan nou daar heel agter in die hoek by haar tannie. En sy weet nou nog nie wat hier gebeur nie. Sy weet nou nog nie dat hier's nou doop wat plaasvind en dat God nou na haar toe uitreik nie, maar dit is presies die punt. God het besluit, ek het 'n Mila nodig in hierdie wêreld. En hy skep toe vir Mila. En wanneer ons haar doop, dan sê God ook, ek reik eers na jou toe uit. Jy weet nou nog nie, jy verstaan nou nog nie. Maar ek het 'n belofte met jou ouers, soos wat ons die gesprekke ook gehad, of die gesprek gehad het ook, juis oor presies dit. Julle is verantwoordelik vir die onderrig daarvan, en ons gaan nou deur die 3 vrae ook gaan, en dan gaan julle hopelik ja sê, nog steeds ja sê. Maar ons gaan hier as getuies 'n oomblik hê waar ons sien hoe daar 'n interaksie is tussen God en Mila. Dis 'n gesprek, dis 'n ooreenkoms. Dis in die eerste plek is dit tussen Mila en die Here. In die tweede plek is dit dan tussen die ouers en Mila en die Here. Maar ons praat van die verbondsdoop. In Engels, christening. Ek het so rukkie gelede het ek die mekaar geraak en ek sê vir iemand, I'm baptizing my niece. Wat? Is hy 'n babietjie? Maar ek wil graag vra die ouers ook vorentoe kom en julle kan sommer net hier voor staan. Net so 'n bietjie lank. Nee, ek spot net. Julle kan staan waar julle is. Ek wil net so 'n paar goed net gevindig hier vir julle ook lees, net om te herinner oor, want julle het ook hierdie gekry, ek het dit ook vir julle gestuur, maar ek sal graag net wil herinner aan 'n paar goed. In die eerste plek is, soos wat ek nou gesê het, dat God eers uitgereik het na Mila toe. Herinner dit ons aan Genesis 17 vers 7, waar God sê, en is God wat sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. En hier is die belangrike deel. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Met ander woorde, hierdie teks, daar kan sy ook nog eendag kinders kry. God praat met haar ook dan so. So God sê vir julle, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag, maar hy sê dit ook vir Mila. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Die doop is in die naam van die drie enige God. Ons glo ons net in een God, daar is net een God. Dis Vader, Seun en Gees. Bietjie verwarrend somtyds. Maar die doop is in die drie enige God se naam. En ons erken ook dat ons as sondaars in hierdie wêreld ingekom het. En iemand sê ook nou dag vir my, so mooi, jy kom met leessakke in hierdie wêreld in, maar jy gaan ook uit met leessakke. Ons kom in met sonde, maar genadiglik, sê die Here, al is jy 'n sondaar, het ek jou lief. Die volgende ding wat ek wil sê is, die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond. So it's through grace. Dis nie dat hy net sê, vat dit nou nie. Dis uit genade uit. En hy sê, en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees. Met ander woorde, daar's 1 uur 'n week wat sy dalk in kategese hier gaan wees. Sy is die res van die week by julle. Deur julle onderrig, deur julle voorbeeld, deur julle manier van leef en doen en dink en dis waar sy leer hoe 'n Christen optree. Ek word betaal om 'n jeugwerker te wees, maar ek het net so 'n deeltjie van haar week. Ja, ek wil dan vra dat die grootouers vorentoe kom en dat ou Milaatjie ook vorentoe kom. Voordat ons dit doen, ekskuus. Ons moet eers die vrae doen. Daar's 3 belangrike vrae wat ek gevra dat julle sal na kyk. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. So dit is ook nie net mensgemaak nie, dis
deur die Here. Ons glo in 2 sakramente, die doop, die nagmaal. Waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie. Moet u opreg op hierdie volgende vraag antwoord. So, we aren't doing this just out of habit. Ons doen hierdie nie omdat die oupas en die oumas sê ons moet nie. Hier is tussen julle en die Here die volgende. Ek gaan al 3 vrae vra en dan gaan ek vra, sê julle ja of yes. Eerstens, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Derde, beloof julle om hierdie kind van wie u vader en moeder is, in die leer, dat die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? En julle het dit gehoor. Mila en oupas en oumas, kom gerus vorentoe. Vir die kamera se doeleindes gaan julle daai kan staan, want hier is die kameras. Oom Milaatjie, of soos wat sy ook in die huis bekend staan as muis. Is 'n groot voorreg om julle ook hier so saam te hê as familie en my familie, ek gaan dit sê, maar julle weet dit nou seker al. Jy kan haar gerus vorentoe bring. Mila Grace Levinson, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons hier kan getuies wees van iets eintlik so groot, van 'n verhouding wat u met een van u kinders het. Dankie dat u vir Mila lief het, dankie dat u haar ouers lief het. En ons vra ook dat u 'n pad met haar sal stap. Maak u teenwoordigheid in haar lewe vir haar sigbaar, asseblief. Lei haar, leer haar, beskerm haar en somtyds troos haar, asseblief. In Jesus naam, amen. So, hierdie is haar Bybel, en het sê in die voorkant, aan Mila Grace Levinson, sy is gedoop op hierdie datum, ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslag te een as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Stem jy saam? En hier is haar doopseël, en wat ons doen hier in die gemeente is, hierdie is 'n doopkers. So, jy is gedoop op die 5de Junie. I don't know when you were baptized. But ons het gou vinnig gecheck op 'n foto wat ons in die huis het. 'n doop moet 'n verjaarsdag amper wees. Dit moet 'n viering wees. So, een keer 'n jaar op die 22ste Junie wil ek hê julle moet, as dit reg is met julle, steek die kers aan en vier dit. Vier dit soos 'n verjaarsdag. Dis 'n spesiale moment, dis 'n spesiale dag. As sy bietjie ouer word, laat sy sommer kies op wat sy wil eet daai dag. Bederf haar, maar herinner haar elke jaar op die 22ste Junie dat God haar liefhet en dat God 'n belofte maak teenoor haar. Dankie. Julle kan gaan sit. En vat jou kers, Mila. Gemeente, ons gaan nou lees vanuit Jakobus 2. En die vertaling wat ek gebruik het, is die Bybel vir almal. Want, ons is nou in 'n familiediens, is die Bybel vir almal. Ons lees vanaf vers 14 tot 26. My vriende, dit help niks as julle sê dat julle in God glo, maar julle doen nie wat God wil hê nie. As julle so glo, dan sal dit julle nie red nie. 'n ander gelowige het miskien nie klere nie, en hy het nie elke dag genoeg kos om te eet nie. En een van julle sê, miskien vir so 'n persoon, ek hoop dit gaan goed met jou,
Jy moet warm klere aantrek en genoeg eet. Maar as jy nie vir daardie persoon gee wat hy nodig het nie, dan moet jy weet dat dit niks help nie. So gaan dit ook met die mense wat sê dat hulle in God glo, maar hulle doen nie wat hy wil hê nie. Om so te glo beteken niks. Daardie geloof is dood. Maar iemand sal miskien sê, een persoon glo in God en 'n ander persoon doen wat God wil hê. Maar ek sê nee, dit is verkeerd. Wys vir my hoe jy kan glo en nie doen wat God sê nie, dan wys ek vir jou dat ek glo omdat ek doen wat God sê. Dit is belangrik. Dan wys ek vir jou dat ek glo omdat ek doen wat God sê. Jy glo dat daar een God is en dit is reg. Die duiwels glo dit ook en hulle is so bang dat hulle bewe. Dwaase mense almal weet dat dit niks help om te sê jy glo in God as jy nie doen wat hy sê nie. Abraham, ons het nou gelees ook in Genesis 17 van Abraham. Abraham, ons voorvader, het sy seun Isak na die altaar gebring om hom te offer. Julle weet dat God hom vrygespreek het, omdat hy gedoen het wat God wil hê. Nou kan jy verstaan dat Abraham gesê het, hy glo in God. Want hy het gedoen wat God wil hê. Ja, hy het gedoen wat God wil hê. En dit het gewys dat hy heeltemal in God glo. So het ook gebeur wat in die Ou Testament geskryf is. Abraham het God geglo en God het hom vrygespreek. Daarom het God gesê, Abraham is sy vriend. Julle moet verstaan dat God 'n mens vryspreek, omdat daardie mens doen wat God wil hê. God spreek hom vry, maar hy doen dit nie net omdat die mens sê dat hy in God glo nie. Julle weet ook dat God vir Rahab die prostituut vrygespreek het, omdat sy gedoen het wat hy wou hê. Sy het die spioene genooi om in haar huis te kom, en sy het hulle gehelp om weg te gaan op 'n ander pad. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is geloof ook dood, wanneer 'n mens nie doen wat God wil hê nie. Hier was baie herhaling gewees, in die sin van, geloof wat dood is, as daar nie aksie is nie, daar is ook baie herhaling gewees om te sê, doen wat God wil hê. Wat wil God hê? Doen wat God wil hê. Wat wil God hê? Heeltyd het ons dit gehoor. En wie kan vir my sê, wat's fout met daai kar? Hy het nie 'n engine in nie. ChatGPT het hom vir my gemaak. Ek het vir ChatGPT gevra om van enetjie te maak. Hierdie teks kan 'n mens so opsom om te sê, ons geloof sonder dade, ons geloof sonder aksie, is soos 'n kar sonder 'n engine. Dis baie lekker om hierso saam te praise and worship, liedjies saam te sing, Bybel te lees, Mila te doop, allerhande sulke goed, maar wat help het ons, beteken niks vir die wêreld nie. Wat help het ons stap verby 'n hawelose ou en sê, wat vra vir kos of iets en ons sê, ek hoop jy kry kos. Of ek hoop jy slaap warm vanaand, maar ons doen nie iets nie. Om die waarheid te sê, as ons dade nie ooreenstem met wat ons glo nie, dan lyk ons engine eintlik so. Dan is ons eintlik klomp narre. Dit klink baie kras om dit so te sê, maar die wêreld kyk na ons as Christene om iets ook te wil leer. Hulle gee vir ons partykeer die voordeel van die twyfel, the benefit of the doubt. Maar baie ander mense gee ons nie daai voordeel van die twyfel nie. Baie ander mense kyk juis na ons en sê, ek sien nie wat jy doen wat ooreenstem met wat jy glo nie. Jy praat van liefde, jy praat van omgee, jy praat van troos, jy praat van vergifnis, jy praat van al hierdie mooi dinge wat in ons Bybel staan, wat God vir ons gegee het, maar jy doen dit nie. Dan lyk ons maar so 'n bietjie soos narre. Ons lyk funny, ons lyk snaaks. En wat vir my so mooi is hoe Jakobus eintlik hierdie brief, want hier is 'n brief, hoe hy eintlik hierdie brief skryf, deur te begin met my vriende. My vriende. Hy probeer mense reg help wat hy voel, nie leef soos wat hulle veronderstel is om te leef nie, maar hy sê vir hulle,
My vriende, dit help niks as julle sê dat julle in God glo, maar julle doen nie wat God wil hê nie. Ek dink is iets wat ons in die kerk nogal kan bietjie beter doen. Is om mekaar so reg te help, maar op hierdie wyse. My vriende. As julle my sien loop in kommetjie weg en dat ek soos 'n matroos vloek, dan moet julle vir my sê. Ek doen dit nie, maar ek sê nou maar net. Maar kom ons doen dit in liefde. Kom ons sê vir mekaar, hey, my vriend, jy moet nie so lyk nie. Jy moet doen wat God wil hê. Dit sê ook nogal daar interessant, as so 'n bietjie verder lees by vers 17, so gaan dit ook met die mense wat sê dat hulle in God glo, maar hulle doen nie wat hy wil hê nie. Om so te glo beteken niks, daardie geloof is dood. Dit het my so 'n bietjie geskok aan die begin om te dink, wow, dat jou geloof kan dood wees. Ek het so 'n bietjie gaan verder oplees oor dit, en wat interessant is dit sê nie, dat omdat jy nie so leef nie, maak dit jou geloof dood nie. Maar 'n tekort of 'n verlies aan geloof, maak dat jy so 'n bietjie anders optree, né? Nie waar nie? Ons het net 2 weke gelede, met die belydensklas het ek ook vir julle gesê, 'n ontmoeting met die Here kan nie anders as jy verander nie. 'n Ontmoeting met die Here, 'n ware opregte ontmoeting met die Here, doen iets in jou. Dit maak jou geloof groei. Jy moet 'n bietjie moeite doen ook. Jy's dalk nie so gelukkig soos Saulus, wat Damaskus toe gestap het en skielik hierdie wonderlike ervaring gehad het met 'n helder lig uit die hemel uit wat hom verblind het, en toe word hy sommer Paulus van die Here gee vir ander. Jy gaan dalk nie so ervaring hê nie. Dalk gaan jy, en as jy gelukkig. Maar as die Here 'n ontmoeting met jou het, as hy vir jou sê, soos wat hy vir Mila ook gesê het, ek sal God wees van jou en jou nageslag, dan kan jy in jou dade, jou aksies, jou optrede, kan jy iets van jou geloof so uitleef. Wil julle aandag rig op vers 19. Jy glo dat daar een God is, en dit is reg. Die duiwele glo dit ook, en hulle is so bang dat hulle bewe. Ek het dadelik toe ek het lees, dink ek kan hom maak. Dink net, nie dat ek sê hy is 'n duiwel nie, maar ons gesels gereeld oor sulke goed. Om te dink dat duiwele bewe. Ek sê nie daar's meer as een stating, ons kan later 'n teologiese gesprek hou as julle sou wou. Maar om te dink dat die boosheid bewe oor die omvang van God. Dis 'n God vir wie ons regtig in aksie kan oorgaan. Ek wil jou hierdie vraag vra, en dan gaan ek 'n volgende vraag vir julle vra wat julle gou-vinnig het onder mekaar gaan oorgesels. Dink by jouself, as iemand na jou dade kyk, en ek vra myself hierdie selfe vraag, so is nie dat ek nou hier staan en vinger wys nie, ek vra myself hierdie selfe vraag. As iemand na jou dade kyk, sou hulle weet jy's 'n Christen? Of moet jy vir mense sê jy's 'n Christen? Sou mense weet jy's 'n Christen as hulle na jou dade kyk? Of sou jy vir hulle moes sê voordat hulle weet? Dis nogal iets om oor te dink, en ek dink is iets wat ons osself eintlik 'n bietjie meer gereeld moet afvra. Die volgende vraag wat ek vir julle wil vra is, watch my, ek het nou eers props. Ons almal het talente, nie waar nie? Van ons het meer, van ons het minder. Dalk hou jy van surfing. Alright. Dalk surf jy goed. Ek is heeltemal te onfiks om nou te probeer surf. Julle sal my moet kom red. Dalk is jy goed met boks. In 'n beheerde omgewing, nie in die parkeerterrein nie. Dalk is jy goed met jou hande. Hier's 'n paar van die onderhoudspan manne wat ook hierso is. Miskien is jy goed met jou hande. Ek gaan hierdie net wys en dan gaan ek hom weer neersit want nou breek hy. Miskien is jy musikaal. Miskien is jy musikaal en jy wil 'n musiekbediening join, laat weet my hoor. Miskien is jy goed met paddle of padel. Almal sê dit op ander maniere, maar dis nou maar so. Miskien is jy tegnologies baie skerp en jy kan wondere verrig met 'n rekenaar. Ek wil jou nou uitnooi
Dit vat so 2 minute. Ons het al by vorige familiediens ook gedoen. Sê vir die persoon by jou, julle is gesinne, julle is families, hier is 'n paar mense wat ook alleen by die diens is vanmôre en dis ook okay. Sê vir daai persoon by jou of jou gesin, waarmee hulle goed is. Ons hou nie van erkenning nie, ons hou nie daarvan om die spotlight op ons te hê nie, maar dalk, net dalk, lig iemand wat jou ken, iets uit in jou, wat jy kan gebruik om die Here te dien. Klink snaaks om te sê, jy kan surfing gebruik, branderplank ry, gebruik om die Here te dien. Maar wie weet, dalk dryf jy daar rond terwyl jy vir 'n brander wag en jy het 'n gesprek met die ander ouens wat ook daar wag. Dalk slaan jy die ou so hard jy leer van vergifnis. Kom ons neem so 2 minute en sê vir die persoon by jou gesin, jou familie, waarmee elkeen van julle goed is. Want dis die goed wat ons ook op moet fokus. Dis die goed wat ons moet uitbrei en gebruik tot eer van die Here se naam. So, laat ons waai.